Baie welkom by vandag se erediens. Mag jy bewus wees van God se teenwoordigheid by jou en dat hy jou vandag deur die teks wil kom ontmoet. So 20 jaar gelede het ek vir my eerste oogtoets gegaan. Die optometris het vir my gesê my oë sien perfek. Ek het 20/20 visie en ek was baie in my skik met myself. Die tweede keer wat ek vir 'n oogtoets gegaan het, was so 7 jaar terug en weer kry ek die wonderlike uitslag dat my oë baie goed kan sien. En ek dink by myself, ek gaan dalk hierdie hele bril ding vryspring. Maar die laaste 2 jaar, as ek my kinders se sport kyk, dan kon ek nie mooi hulle gesigte op die veld raak sien nie en moes ek mooi konsentreer. Natuurlik kon ek op verskillende maniere vir myself verduidelik hoekom mens nou nie so mooi kan sien nie, want dit is baie ver. Daar was ook ander tekens, maar elke keer het ek dit vir myself gerasionaliseer. Goed, soos die skrif op die skerm is baie klein, of die straatligte is uit. Hierdie was alles redes wat ek gebruik het oor hoekom ek nie so mooi kon sien nie. Toe eendag sit ek in 'n leraarsvergadering, en my kollega tik die notiele van die vergadering op die rekenaar, maar dit projekteer op 'n skerm. Ek sien hy tik, maar ek neem aan, dit is maar net vir homself om notiele te hou. Skielik stop hy en vra vir my, of dit wat hy getik het reg is, en ek antwoord vir hom, ek weet nie, ek kan nie daar sien nie. Op daardie oomblik draai al my kollegas om, en hulle kyk vir my, en hulle sê, regtig? Kan jy nie daar sien nie? Ek kon nie meer in ontkenning aangaan nie, so toe gaan ek maar vir 'n oogtoets. En ja, soos julle kan sien, dra ek ook nou 'n bril. Die ongelooflike ervaring was wel toe ek hierdie bril aansit en daar gaan vir my 'n hele wêreld oop. Die teks op die TV is duideliker. Ek sien elke kind se gesigsuitdrukking op die sportveld raak. Selfs die bome en die blare was duideliker. Dit alles was daar, maar ek het dit misgekyk. Is dit nie ook so met God nie? God is oral, maar ons kyk hom mis. God wil ons om elke hoek en draai kom ontmoet. Hy is oral teenwoordig. Ons weet dit, maar tog sien ons hom nie raak nie. Nou natuurlik kan daar baie redes wees hoekom ons God en sy werking in ons lewens miskyk. Jy soek hom miskien in die bonatuurlike oomblikke, daar waar groot wonderwerke gebeur, of waar gebede waar word. Ons soek hom dalk net in die kerkgebou, of wanneer daar 'n preek is, of lofprysing, of selfs daar as jy op 'n gemeentekamp gaan of by 'n Bybelstudie is, of waar dinge graag uitwerk soos jy dit wil hê. In vandag se teks sien ons ook hoe 2 mense kyk, maar nie raak sien wat net voor hulle is nie. Ons lees die verhaal van die Emmausgangers en ek wil jou uitnooi om jou Bybel oop te maak by Lukas 24 en ons gaan lees vanaf vers 13. Op dieselfde dag was daar 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan nie die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in hierdie afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel.
Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het en dat engele dat het gesê dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Die twee Emmausgangers, Kleopas en die ander persoon wat saam met hom gereis het, nou volgens baie van die oorleweringstradisies, kon hierdie miskien sy vrou gewees het, maar nietemin, maar hulle was nie deel van die 12 disippels van Jesus nie. Maar as ons kyk na hierdie teks, dan lyk dit vir ons asof hulle deel was van die groter disippelkring van Jesus. Hulle twee was dus waarskynlik mense wat baie tyd saam met Jesus spandeer het en na Jesus se woorde en prediking geluister het. Hulle het hom al waarskynlik 'n geruime tyd gevolg en het geweet wat die binnekring van hom sê. Hulle het Jesus geken, of het hulle? In vers 16 staan daar, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Nou, wat sou die rede gewees het, dat hulle Jesus gesien het, maar hom nie herken het nie? Ons kom duidelik agter uit die gesprek tussen die Emmausgangers en Jesus, dat hulle 'n sekere idee gehad het van hierdie goeie nuus van Jesus. Nou, in hierdie tyd was die Jode onderdruk deur die Romeine wat in beheer was en ten spyte van alles wat Jesus vir hulle geleer en vertel het oor die goeie nuus en wat sou gebeur, het hulle vasgeklou aan wat hulle dink die goeie nuus moet wees. Dat hulle fisies in die huidige wêreld waarin hulle is, deur die Romeine verlos sou word, of van die Romeine verlos sou word, deur Jesus wat op die troon sou sit. En die feit dat Jesus nou dood is, in hulle oë natuurlik, dat hy toegelaat het dat die Jode hom kruisig, maak dat alles wat hy vir hulle vertel het, verlore gaan. Wat my hier tref, is dat die Emmausgangers eintlik 'n paar redes gehad het om die opstanding hulle eie te maak en om Jesus wat voor hulle is, raak te sien. Hulle het Jesus se woorde gehoor, hulle het die geskrifte van Moses en die profete geken en dit wat voorspel is. En dan was daar nog die vroue wat vertel dat daar 'n engel was wat gesê dat Jesus leef. So 'n klomp leidrade van Jesus se opstanding en koninkryk. En tog loop hierdie twee mense huis toe in sak en as. So vas in hulle eie manier van kyk. Hulle eie hartseer, dat hulle nie sien wat reg voor hulle is nie. Nou Jesus sluit aan by hierdie twee mense, terwyl die twee Emmausgangers loop en vroeg en gesels, sluit Jesus by hulle aan. En terwyl hulle stap, begin Jesus hulle help om sin te maak van al die gebeure van die naweek. En die mooi ding is dat hulle vir Jesus nooi na hulle huis toe. En dat hulle daar aan die tafel saam met hom sit, met 'n eenvoudige ete.
En daar besef hulle dat dit die heeltyd Jesus was wat saam met hulle gestap het. In hierdie gewone, alledaagse van die lewe kom ontmoet die 2 Emmausgangers vir God. Hulle is 2 geloofsvernote wat saam op reis is en hulle besef dat in hierdie reis, in hulle gesprek, in hulle saam eet, is die Here by hulle. In die evangelies, wanneer ons oor Jesus se lewe lees, was dit ook so. Jesus werk nie net in die tempel nie. Nie net in die plekke wat jy sou verwag 'n rabbi moet wees nie. Jesus werk in die alledaagse van die lewe. God ontmoet die mense daar waar hulle is. Dink maar aan hoeveel keer Jesus saam met mense eet. Die disippels saam met Jesus in die boefretrek, Jesus wat saam met Saggeus eet, Jesus wat vir die disippels op die strand, jy kan maar sê, 'n visbraai hou, en selfs in Handelinge 2, nadat Jesus reeds opgevaar het, word daar beskryf hoe die gelowiges bymekaar kom en saam eet. Nou wat gebeur by so 'n byeenkoms of 'n samekoms? Aanvanklik lyk dit nie te veel nie. Gewone eetgoed en drinkgoed, 'n broodjie en 'n bietjie water, 'n bietjie wyn, en mense wat om die tafel met mekaar goed begin deel. En dan partykeer gaan hulle oë oop en hulle sien vir Jesus wat net daar by hulle is. Dink ook in jou eie lewe. Jesus wil jou elke dag kom ontmoet. Jesus wil jou om elke hoek en draai kom ontmoet. Die vraag is nie of hy jou wil ontmoet nie. Die vraag is eerder, hoe oop is jy vir God in jou lewe? Die Bybel help ons om nuwe plek te raak te sien, waar ons vir Jesus kan kom ontmoet. Want ons kyk nie na Jesus se koninkryk en wat hierdie koninkryk beteken. Die opstanding maak hierdie nuwe koninkryk moontlik. Jesus kom sterf vir ons sondes, maar dit bly nie net daar nie. Hy staan op en hy regeer. Jesus se koninkryk lyk anders as die wêreld se koninkryk. God se koninkryk gaan oor liefde. In God se koninkryk word almal ingesluit. Dit is die plek van vrede, die plek van sagmoedigheid, die plek waar jy selfs liefde vir jou vyand moet hê. Die plek waar omgegee word vir armes, die weerloses, die weduwees en die kinders. Daarom wanneer ons God soek in ons lewens, moet ons besef, daar waar iemand saam met jou stap, daar waar jy iemand help, of iemand 'n hand na jou toe uitstrek, daar waar jy saam met iemand eet en oor die lewe gesels, daar waar dit miskien moeilik gaan, oral is God. Nou 'n paar jaar gelede in 'n gemeente waar ek gewerk het, was daar 'n tannie en hierdie tannie het haar man aan die dood verloor. En die van julle wat iemand aan die dood verloor het, sal weet, om daai eerste Sondag weer alleen kerk toe te kom, kan ontsettend moeilik wees. En dit was toe so vir haar, die eerste Sondag wat sy kerk toe gekom het, was ontsettend moeilik. En voor sy kerk toe gaan, bid sy en vra vir die Here om by haar te wees, met hierdie moeilike stap wat sy neem, om alleen kerk te gaan. Op dieselfde dag, net toe hierdie tannie in die kerk instap, is daar 'n ander tannie wat voel, die Here sê vir haar, dat sy by daai tannie wat haar man verloor het, moet gaan sit en haar hand vashou. Die tannie getuig later, dat dit vir haar gevoel het, toe die vrou langs haar kom sit, asof God self haar hand vashou. God kom ontmoet ons ook deur ander, daar waar ons omgee vir ander, en daar waar ander weer omgee vir ons. Daar's 'n baie kragtige oefening wat 'n mens daagliks kan doen om jou te help, om jou oë oop te maak vir God se werk in jou lewe, en waar God jou elke dag wil kom ontmoet. Nou ons noem hierdie oefening wandel in die wêreld. Nou hoe dit werk is, jy soek 'n tyd in die dag waar jy net vir 'n oomblik rustig kan word. Nou dit kan wees voor jy gaan slaap in die aand, dit kan wees as jy opstaan, dit kan wees in die middag as jy jou middagete eet. En wat jy dan doen is, jy maak jou oë toe en jy dink terug aan jou dag.
En jy vra vir jou goed soos die volgende: wie het oor my pad gekom? Of, watter persone het vandag met my gepraat? En dit kan iemand by die werk wees, dit kan iemand by die huis wees, dit kan iemand in die winkel wees. Nog 'n vraag is, in watter situasies het ek myself vandag bevind? Miskien 'n konfliksituasie, of iets wat stresvol was, of 'n lekker situasie. En wat het dalk vir jou uitgestaan, of vir my dan nou uitgestaan in hierdie situasie waarin ek myself bevind het? En dan die belangrikste vraag wat jy moet vra is, waar het jy God se werking raak gesien? So jy dink eers aan die persone, die omstandighede, en dan vra jy dit, waar het ek dan nou God se werking raak gesien? Hoe het ek God se teenwoordigheid deur 'n persoon wat miskien saam met my geëet het, of met my in 'n gesprek was, beleef? En dan, wat wil die Here vir my leer uit dit wat ek beleef het? En dan word jy stil en dan reflekteer jy hieroor. Wanneer ons hierdie geloofsgewoonte in ons lewens begin toepas, dan gaan dit ons help om wakker te leef vir God en vir God se werking ook in ons lewens. So mag jy hierdie week, daar waar jy is, soos die Emmausgangers wat op reis is, oop wees vir God in jou lewe. Mag jy weet dat hy jou in die eenvoudige dinge in die lewe wil kom ontmoet, soos daar waar jy saam met iemand brood breek, of daar waar jy saam met iemand kuier. En mag jy oop wees om deur God se Heilige Gees getransformeer te word. Kom ons bid saam. Teenwoordige God, maak ons ten volle teenwoordig om werklik aandag te kan skenk, sodat ons elkeen kan onderskei wat U wil en wie vir ons is. Ons bid vir 'n fyn, wakker bewussyn om ons eie harte en gedagtes te kan hoor en rig. Help ons om te sien hoe ons reageer in ons gedagtes, woorde en dade. Here, maak ons oop vir die rykdom van die oomblik, sodat ons U genade kan ontvang, wat ons lewens transformeer. Ons bid vir die volle teenwoordigheid by ander mense, in hulle vreugde en hartseer. Leer ons luisterlik leef, soos wat U na die aarde gekom het, om intiem naby aan ons te wees. Ons vra dat U ons geestelike ore sal oopmaak, om te hoor hoe ons roep na ons eie lewens, om te ontdek wie ons in U oë is, sodat ons U in ander kan raak sien. Maak ons agente van lewe, wat lig bring waar daar donkerte is, smaak bring, deur sout van die aarde te wees. En as wierook die aangename geur van die evangelie is, help ons om hierdie evangelie en hierdie aangename geur uit te leef. Teenwoordige Here, maak ons ten volle teenwoordig. Amen. Kom ons ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die liefde van God en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.